by Suiderparel gemeente. Die naweek van die 6de, 7de en 8de Februarie het ons eerste gebedsnaweek vir die jaar. En tydens hierdie gebedsnaweek is daar 'n gebedsketting van Vrydagoggend tot Sondag aand. En ek wil jou uitnooi, selfs uitdaag om 'n uur in die gebedskamer te spandeer. Jy gaan jou naam op die lys skryf wat reeds Vrydag uitgestuur is op die WhatsApp groepe. En as jy jou tyd vasgemaak het, dan gaan jy daardie tyd kerk toe kom. Ons sal vir jou verduidelik hoe jy inkom en hoe jy uitgaan. En jy gaan in die gebedskamer kom sit en jy gaan of die begeleide proses volg of jy kan jou eie ding vir daardie uur doen. Maar jy is uitgenooi. Asseblief kom word deel van hierdie gebedsketting. Elke gemeente het eredienswerkers nodig om te help offergawes opneem, om mense te groet, selfs om stoele te dra, om nagmaal uit te deel. Ons het jou hulp nodig. En as jy wil deel word van die eredienswerkerspan, het ons die 9de Februarie 'n vergadering 5:30, 6:30 tot 7:30. Asseblief, kontak die kerkkantoor as jy wil betrokke raak en kom woon hierdie vergadering by. Ons wil almal uitnooi om Sondag aand 6:00 die aanddiens by te woon hier in die kerk en direk daarna is daar gelaai tot 7:30. Die legendes gaan gou Dini toe, maar Miranda Koen gaan vir ons bietjie meer inligting daaroor gee. Nou net soms kom daar 'n geleentheid oor jou pad wat jy nie seker is van of jy dit moet aangryp nie, maar eintlik weet jy, hierdie moet ek nie laat verbygaan nie. Dit is iets baie spesiaal en kosbaar. En dit is nou presies wat hierdie gediening uitreik is. Toe ek verlede keer gegaan het, het ek niemand geken nie. En ek het net gevoel, hierdie is van die Here, so hy sal ook vir my plaas waar hy dink dit goed is. En voor jy jou kom kry, dan het julle vriende geword, sommer boesemvriende. Hierdie geleentheid is van die 1ste tot die 4de Maart, en daar is nog geleentheid vir mense wat nou nog nie finaal besluit het nie, om deel te neem daaraan. Kom na die kerkkantoor of skakel die kerkkantoor en maak die betaling. Dit kos net R425 per persoon per dag en dit is 'n totaal van R1,700 wat werklik waar eintlik so goedkoop is. Ek wil net ten slotte sê dat hierdie uitstapie verlede jaar het vir my so baie beteken. As jy dit enigstens oorweeg, ek nooi jou, maak plan en kom saam met ons. Die Bybelskool het onlangs met 'n nuwe kursus begin, Soul Keeping. Dit is woensdaagoggende om 10:00. Dan is daar ook 'n gebedsgroep 9:00 op Sondag in die gebedskamer en jy's welkom. Daar's 'n klomp ander groepe en dinge ook wat by die kerk gebeur, so kyk gerus op die blaadjie wat alles by die kerk gebeur. Geniet vandag se erediens. Goeiemôre, baie welkom by ons boodskap van vandag. Ons is besig met die tema geloof wat lewe hierdie jaar. En die van julle wat nie by ons gemeente inskakel sal weet, ons het 4 beginsels waarvolgens ons leef. Ons sorg, ons gee, ons leer en ons leef Christus. Alles praktiese dinge, want hierdie jaar vir ons mekaar uitdaag om te sê, as ons glo, wat is dit wat die Here van ons vra? Hoe wil jy dit gaan leef? Kom ons begin dan met ons saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om in die teenwoordigheid te wees en rondom die woord te wees. Ons wil bid dat U vir ons sal seën, vir ons elkeen sal leer wat U vanmôre vir ons in gedagte het. Dankie dat U getrou is. U weet wat ek en elkeen wat luister vandag nodig het en U wil dit vir ons kom voorsien. Dankie dat U 'n God is wat vir ons baie meer gee as wat ons ooit kan dink. Wil U dit vanmôre ook vir ons kon doen? Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Verlede week het ons begin om saam in mekaar te gesels oor geloof, oor die tema geloof wat lewe. En ons het gesê daar's 2 dinge wat saam met mekaar loop. Jy moet glo oor in jou gedagtes, moet daar iets gebeur en dan moet dit oorgaan in doen. Ons het na Jakobus 2 gekyk en Andre het ons uitgedaag om almal iets te gaan doen hierdie week wat wys hoe ons geloof lyk. So ons is besig om vir onsself te vra, wat beteken dit geloof wat lewe? En nou die dag by 'n wynproe, proe ons witwyn en dit is 'n bietjie geelerig en iemand maak 'n opmerking en die wynmaker sê, kan jy kleur proe? Of hoe proe 'n mens kleur? Mens kan nie kleur proe nie, jy kan dit net sien en jy kan die smaak kan jy proe. Vanmôre wil ek die vraag vra, kan 'n mens geloof sien? En die antwoord is nee, maar jy kan sien wat iemand doen wat geloof het.
Ek het die voorbeeld verlede week by klapmuts gebruik. 'n Hond kan nie gedagtes lees nie. Maar as jy na die muur toe stap en jy vat sy leiband en jy wil saam en jy stap na hom toe en jy dink jy wil graag saam met hom gaan stap, dan sien hy dit. Hy sien jou gedagtes aan die aksie wat jy het. En dan begin hy op en afspring. Want hy dink hy kan jou gedagtes lees, jou dade vertel vir hom wat jy gaan doen. En ek dink jou dade verklap wat jy dink oor God, oor sy genade en sy almag. Wanneer jy byvoorbeeld ernstig bid, dan vertel dit dat jy glo in 'n God wat ernstige dinge kan doen, wat dinge regtig kan verander. So mens kan nie geloof sien nie, maar 'n mens kan deur jou dade kan jy wys hoe jy geloof lyk. En ek dink dis ons uitdaging. Die spreekwoord sê waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart vol is van mooi dinge wat die Here met jou doen en gedoen het en vir jou kom sê en vir jou kom wys oor homself, dan gaan dit ook in jou dade op die ouende na vore kom. So kom ons kyk na 'n paar verse in die hoofstuk oor geloof, Hebreërs 11, waar die definisie van geloof gegee word en dan sommer 'n klompie geloofshelde. Ek gaan so 'n paar verse vir ons lees. Wat geloof is, Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Vers 7. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou en sy huisgesin om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld. Maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon. 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tent het hy daar gewoon en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Vers 13. Terwyl hulle steeds geglo het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit in die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Tot sover ons skrifgedeelte. En baie mense oor geloof praat, bedoel hulle waarskynlik soms verskillende dinge. Vir party is geloof 'n gevoel wat jy het, iets wat gebeur en jy het 'n aanvoeling van jy moet hieraan vashou. Vir ander mense is dit hoop, sonder 'n sekerheid wat jy het, maar jy bly hoop daarop. Hebreërs 11 kom wys vir ons dat Bybelse geloof nie vaag of blind is nie. Dit is kennis wat lei tot 'n vertroue wat mense se lewens verander. En ek dink dis die pad wat die Here met ons elkeen wil loop. Ons het in katekese geleer dat kennis bestaan uit twee dinge. Dat geloof bestaan uit twee dinge, is kennis en vertroue. In die Heidelbergse Katekismes, wat in 1563 geskryf is in 'n tyd waar 'n behoefte was aan 'n eenvormige siening oor wat geloof regtig is, dis nadat Martin Luther en ander weggebreek het hulle gesê, geloof is baie, baie belangrik. En toe het hulle in Heidelbergse Katekismes vraag 21, het hulle gesê, die vraag gevra, wat is ware geloof? En dat die antwoord daarin, 'n ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons openbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue waar die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Kennis is wat jy weet, wat jy in die Bybel lees, wat die Bybel vir jou sê oor God en hoe hy werk, en vertroue as hy iets vir jou sê en jy gee oor, jy vertrou, jy glo, jy toets God op 'n manier omdat jy dit oordink en glo aan die beloftes wat hy vir jou gee, wat in die Bybel staan en wat die waarheid vir jou is. En dan begin jy op te tree soos jy glo. En dit is vertroue. En dit werk so, as God sien jy vertrou, dan versterk dit jou geloof en jy vertrou hom al meer
En wanneer jy God vertrou, dan begin jy al hoe meer God se werke in jou lewe en in die lewe van mense rondom jou raak te sien. En dan leef jy soos wat die Here wil hê jy moet leef. Ek dink vertroue kan mens beskryf met 'n stoel wat mense nou maar het. Kom ons sê ons het 'n stoel hier en ek vra vir jou, kan jy glo jy dat hierdie stoel jou kan dra? En dan sê jy natuurlik, hy het lekker sterk pote, hy is baie mooi gevorm, hy sê jou kan dra. En dan sê ek, maar hoekom dra hy my nie? Ek glo dat hy kan my dra. Dan is die antwoord wat ek sit nog nie daarop nie en die gaan sit op 'n stoel wat jy hier sien. Is as jy sê ek vertrou dat hierdie stoel my kan dra, dit gaan oor in dade van geloof. En daarom is kennis en vertroue so belangrik. 'n Paar dinge wat Hebreërs 11 vir my oor geloof kom leer is in die eerste plek. Geloof begin by kennis van die waarheid. Kennis van die waarheid. En in vers 1 lees ons, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Dis die definisie van geloof. Geloof het 'n fondasie, sê hierdie versie. Dit het 'n basis. Dit is nie net op verbeelding gegrond, of dit rus nie net op mooi gedagtes wat ek het nie, maar op God se waarheid. En vers 3 sê, omdat ons glo, weet ons. Die ou vertaling sê dit so mooi, deur die geloof verstaan ons. Met ander woorde, onmiddellik kan ons sien, daar's 'n stuk verstandelike wete en 'n denke daaroor is deel van die geloof wat ek en jy het. Dit vra nie dat ek en jy moet ophou dink nie, maar dat ons God se openbaring aanvaar as die waarheid. Geloof weet wie God is. Geloof weet die kennis van wat God gesê het as jy die Bybel lees. Geloof weet wat werklik en wat betroubaar is, selfs al het ons dit nog nie gesien nie. Sonder hierdie kennis is geloof leeg. Iemand sê dit so mooi, hy sê, biblically, faith is never blind or disconnected from truth, van die waarheid wat ek en jy weet. Scripture consistently presents faith as trust grounded in truth, especially God's revealed truth. En die Bybel skryf juist oor die waarheid, geloof wat 'n wete van die waarheid moet wees. Johannes 8 vers 31. Dan kom sê Jesus hierdie baie mooi woord. Hy sê as julle in my woord bly. Aan die woorde die Bybel, dit wat die Here vir ons kom leer. As julle in die woord bly, is julle waarlik my disippels. En dan hierdie woorde. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dis die basis van ons geloof, die kennis van die waarheid wat ons in die Bybel leer. Romeine 10 vers 17 staan daar, sê Paulus, die geloof is dus uit die gehoor, dit wat ons hoor as ons iets lees, as ons hoor wat gelees word, en die gehoor is die woord van God. Dis die manier hoe ek en jy leer wie God is. Dis die manier hoe ek en jy 'n stuk kennis opdoen wat ons geloof se fondasie is. En dan as jy daaraan vashou en jou oordeel van wat waarheid is, soos wat jy dit altyd nog geleer het en vandag nog steeds lees, as jy dit vertring, dan begin daar iets in jou hart gebeur en jy begin om dit eenvoudig, dit wat jy vashou, uit te leef na buite toe. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy in die kerk is, waar ons kan hoor, die waarheid kan hoor, dat ek en jy deel van 'n kerk is waar daar skrifgetroue prediking is. Want dan groei ons geloof, waar ons die waarheid hoor en dit so begin uitleef dat dit ons kan vrymaak. Dallas Willard, teoloog, alreeds oorlede, maar hy skryf oor hierdie geloofsproses, dan sê hy, discipleship is learning to live in the truth of the kingdom. Dis die uitdaging van geloof, om in hierdie waarheid te begin leef. Kennis van die waarheid, dis waar wat gaan. Maar kennis alleen is nie genoeg nie. 'n Mens kan baie dinge weet, maar tog nie daarin glo nie. In Hebreërs 11 se geloofshelde is nie 'n lys van 'n klomp slim mense nie, maar van mense wat nie net geweet het nie, maar wat op God vertrou het. Want geloof bly nie net in jou kop nie, beweeg na jou hart. Vertroue is die bewys van dit oor hoe jy God ken en verstaan. So die tweede ding wat ek in Hebreërs 11 kom leer, is Abraham se voorbeeld waar hy vir ons kom wys, dit gaan oor kennis.
wat oorgaan in vertroue. Kennis en vertroue is die twee dele van geloof. Hebreërs 11 vers 8 staan daar, omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee. Omdat hy geglo het hy aandag gegee en gehoor toe God vir hom iets sê en hy was gehoorsaam op die ouene daar. Abraham het geweet wie God is en dat God hom roep. Maar hy het nie geweet waarheen hy gaan nie. Sy geloof was nie 'n volledige sekerheid nie, maar dit was volledige vertroue gewees. Geloof sê nie ek verstaan alles nie. Maar geloof sê ek vertrou God se karakter, ek vertrou God se beloftes wat hy vir my gee, ek vertrou God selfs wanneer die pad vorentoe vir my onseker lyk. Die spreekwoord wat ons baie keer gebruik is, sien is glo. Amper asof Hebreërs kom sê, julle dink sien is glo. Vir die geloofshelde is dit glo. Is jy begin om dit te doen, om in vertroue dinge te doen, en jy sal sien dat God lewend word in jou lewe. Die derde ding wat hierdie gedeelte vir ons kom leer, is die voorbeeld van Noag wat vir ons kom uitlig, 'n baie belangrike ding, dat kennis van God se woord lei op die ouende na gehoorsaamheid. Kennis moet daar wees, vertroue, en dan moet ek dit gaan doen in gehoorsaamheid. Vers 7 staan hier, omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daar was geen teken van reën nie. Daar was geen teken of 'n bewys daarvan nie, net God se woord. Dis al waaraan hy kon vashou. Maar Noag se kennis van die waarheid oor wie God was en hoe God hom gelei het vir hom gehelp om oor te gaan tot aksie. Hy het die ark gebou omdat hy God vertrou het en hy was gehoorsaam. So ware geloof reageer op God se waarheid, selfs teen die logika van die wêreld en soos by Noag die geval was, want ons moet God meer gehoorsaam wees as die wêreld. So ek dink gehoorsaamheid is geloof wat lewe en die aksie wat God van ons vra. Iemand sê gehoorsaamheid is die mens se verantwoordelikheid. Dis al verantwoordelikheid wat ek en jy eintlik het, dis om aan God gehoorsaam te wees. Alles wat daarna kom, die gevolg van gehoorsaamheid, die gevolg van my dade, dit alles is God se verantwoordelikheid. So ek doen nie iets sodat iets moet gebeur nie, ek moet net eenvoudig gehoorsaam wees. En dit is waar ons geloof baie sterk 'n rol speel. So geloof is op die ou einde iets wat ek en jy dink en dit kies en oorweeg en die waarheid meet en dan vertrou. En dit is ons verantwoordelikheid. Maar geloof is net soveel God wat dit vir my en jou kom doen, wat hy gee vir jou en my die vermoë om te kan glo, om te kan oorgee en om te kan vertrou. Dis 'n gawe, sê die Bybel. Geloof is 'n gawe, dis 'n geskenk wat die Here vir ons kom gee. So wat is geloof dan? Hebreërs 11 sê, geloof is kennis van God se waarheid. En daarom moet ek en jy moeite doen om vir ons kinders ook in plekke te bring waar hulle die waarheid kan leer. Geloof is, dit lei tot vertroue in God se karakter. Kennis, vertroue, en dit word sigbaar in die gehoorsaamheid en volharding, waar ek eenvoudig sê, dis my verantwoordelikheid, ek wil gehoorsaam wees aan die Here. So kan ek vir jou vra om hierdie week bietjie te gaan dink oor waarvoor jy die Here kan vertrou. Wat is dit wat hy van jou verwag? Vra vir hom om dit vir jou te kom bevestig, dat jy weet dat dit sy wil is, en dan gaan wees jy gehoorsaam. Kom ons bely ons geloof saam en daarna sal vir ons 'n gebed doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dis die geloof wat ons wil gaan uitleef. Amen.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons so duidelik kan hoor dat U vir ons geloof kom gee as 'n geskenk. En dan as U dit vir ons gee, dan is dit iets wat ons moet vat en iets daarmee moet maak. En dit is, Here, ons moet die waarheid van U ontdek daarin en daarom vashou en ons moet vertrou en op die ou ende moet ons in gehoorsaamheid gaan doen wat U van ons vra. Ag Here, en U kan vir ons enigiets vra in gehoorsaamheid. U kan vir ons vra dat ons daar by ons in ons werksplek is of in ons gesinslewe is of ons huwelik gehoorsaam wil wees. Of daar as ek iets sien, iemand wat swaar kry rondom my, dat ek daar gehoorsaam wil wees. Of bloot eenvoudig as ek iets moet sê wat verkeerd is en ek moet dit regmaak, dan vra ek my gehoorsaamheid om dit te gaan doen. Al gaan dit ook vir my 'n moeilike situasie plaas. Here, en as ek gehoorsaam is aan U, dan sal U vir ons nog meer kom wys dat U 'n God is wat regtig waardig is om vertrou te word. Here, ons wil so 'n lewe van gehoorsaamheid en van vertroue in U, van geloof in U vir ons lewe elke dag. Wil U vir ons help asseblief? Wil U gee dat ons dade vir mense sal sê en sal getuig van ons wat in U glo, U wat die Vader, Seun en Gees is wat ons sopas belyk. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.